Eendag, lang gelede roep die ou Bobbejaan, die slim een, al die diere bymekaar in die bosveld. Almal kom sit voor die groot gepunte klip in die oop sirkel tussen die bome. Terwyl al die diere stil sit, sê die Bobbejaan: "Julle, hier is groot moeilikheid. Koning Leeu het sy gelukkigheid verloor. Koning Leeu se ongelukkigheid is julle groot moeilikheid." Al die diere wonder hoekom, en hy sê: "Want as nie een van julle hom kan laat lag, in 3 dae nie, jaag hy almal uit die bosveld uit." Al die diere uit die bosveld uit? Waar gaan hulle bly? Hierdie is dan hulle huis. Hulle moet 'n plan maak om vir koning Leeu te laat lag. Die heel eerste dag is dit die buffel se beurt. Die buffel, die vlakvark en die aardvark. Hulle 3 gaan probeer. Die buffel sê ek som die eerste. Moenie bekommerd wees nie. As ek koning Leeu met hierdie kloue van my gekielie het, is hy so gelukkig, niemand gaan meer nodig wees nie. 1, 2, 3 stap buffel nader. Hy vat sy kloukies. Druk hy vir koning Leeu, en koning Leeu kyk hom aan met 'n gesig sonder enige emosies. So ou strak, dowwe gesig en sê: "Hoekom druk jy jou vuil pote teen my?" Buffel se oë reg groot en hy besef, koning Leeu is nie kielerig nie. Dit werk dan altyd met die buffels. Tweede is vlakvark. Vlakvark kom. En wat het vlakvark? Om koning Leeu gelukkig te kry? Net snaakse gesiggies. Hy steek sy tong uit. Hy punt sy ore. Hy byt sy eie stert. Maar al wat koning Leeu dink, is jy is daar maar 'n eienaardige ou gesiggie. Nie een glimlag nie. Aardvark kom. En aardvark gaan vir koning Leeu wys. Hoe kan hy mure met sy tong opslurp? En nie enige mure nie, rooi mure wat byt en knyp. Julle, hy sit 'n blikkie voor koning Leeu neer. Hy maak die dekseltjie oop en hy sit 'n blinddoek op. En hy voel rond en hy stamp die blikkie om en toe begin hy met sy tongetjie rondsoek op die grond. En hy dink, gats, ek is bietjie te ver links van die muur en hy gaan bietjie regs en bietjie links. Hy kry nie die mure nie, die volgende oomblik. Kwank! Buite ding op sy oog en hy dink, gats, die mure het my. Hy spartel rond. En met hierdie gespartel is al wat koning Leeu sê. Hier is 'n aardvark wat nie 'n muur kan vang nie. Dit is nie snaaks nie. En 'n aardvark pak sy blikkie op, want niks so ver het koning Leeu gelukkig gemaak nie. Julle die tweede dag het die diere kom probeer. Die jakkals het probeer liedjies sing, en 'n jakkals kan glad nie sing nie. Die apies het in 'n boom geklim en uitgeval. Almal het gedink dis snaaks, maar nie koning Leeu nie. Hy het gesê, maar as 'n aap nie eers kan boom klim nie, wat is daar nog oor wat 'n mens kan laat lag in die lewe? Al die diere het probeer. Behalwe die heel grootste en die heel kleinste dier. Wie is dit? Olifant en Muis. Piepklein veldmuis. Olifant en veldmuis sit. Hulle is heel laaste aan die beurt om koning Leeu te laat lag. En nou muis kyk vir olifant en sê, olifant, is daar ietsie wat jy kan doen wat snaaks is? Nee, ek kan niks doen nie. Wat kan jy doen? Ek kan maar net vir koning Leeu 'n prentjie probeer teken. 'n Oulike prentjie van 'n sonnetjie. En 'n blou lug. En ek weet nie, ek kan vir 'n prentjie gee. Dink julle dit gaan koning Leeu gelukkig maak? Ja. 'n Mooi prentjie. Ja. Maak my gelukkig. Wel, olifant sê vir muis, okay, kom ons gaan wys vir koning Leeu, teken jy 'n prentjie. Koning Leeu sit daar. Al die diere staan in afwagting, maak 'n sirkel om hierdie twee. No pressure. Almal kyk vir hulle. Muur.
haal 'n rol uit. En hy rol, hy maak 'n stukkie los en daar rol 'n vel papier uit. Voor koning leeu en hy sê, dit is net wit. Dit is niks wat my gelukkig kan maak nie. En koning leeu sê, so julle twee, as julle twee my nie gelukkig maak nie, jaag ek al hierdie diere uit die bosveld uit. En die diere staan nader. Want hier moet regtig iets ouliks gebeur. Die muis maak gereed. Hy haal 'n kwassie uit. Sy verfblikkies sit hy daar langs koning leeu neer en hy gaan verfies gebruik. En olifant gaan sit ook maar net. En hy dink, hierdie gaan te moeilik wees. En almal wag vir muis. Muis moet begin verf. Maar waar is muis? Muis is nêrens te vind nie. En die koning leeu sê, hey! Olifant, gaan jy my gelukkig maak? En olifant sê, nee koning leeu, dit gaan muis wees. Nou waar is daai muis? Olifant kyk rond, hy sien niks, en hy staan op, en hy wonder, waar's muis? Waar's muis? En hy, hele spanning begin in sy oë wys, sy slurp begin blou word. Sy knieë begin bewe, en hy draai om, en hy kyk in die verte, en waar is muis? Toe hy omdraai sien koning leeu, daar sit muis tussen olifant se boude vas. En koning leeu gee 'n klein glimlaggie. En olifant roep, muis, waar's jy? En muis skree, hier's ek. En olifant draai om, woep. En sy slurp slat die blikkies raak. En die verfblikkies spat oor koning leeu se maanhare. Blou, rooi, geel, groen. Van die spatsels en verf eindig op Zebra se gesig. Daar's die helfte van sy gesig groen. Olifant sê, ek is verskriklik jammer. Weereens draai hy om. En daar's muis. Kyk hy vir koning leeu reg in die gesig. Piep, sê hy net, want koning leeu is al die kleure van die reënboog. En koning leeu kyk weer vir die muis. Olifant se boude en dink, en hy gee vir die muis 'n kwassie, en die muis van die kwassie se skerp in, en hy steek olifant se bout. Kwak! Blaas daai olifant so kliphard. Hy bokspring. Kwata! Muis trek in die lug uit. En hy val tussen koning leeu se hare. En die diere dink, oogats. Die muis het gesê hy gaan 'n prentjie verf en nou is hy in koning leeu se hare. En hy fluister in koning leeu se oor. Koning leeu, nou moet jy maar verf, want jy lyk soos 'n kwassie. En daar agter koning leeu se hare staan bos, maar daar's al die verskillende kleure. En net daar val koning leeu op die wit papier neer. Gesig, eerste. En koning leeu fluister, en nou wat nou? Ek voel nog nie so gelukkig nie. En muis fluister, koning leeu moet rondrol. En daar begin koning leeu rondspartel. Links, regs. Oral staan op die papier rond. En die olifant dink, sorry koning leeu, ek help. Hy gryp koning leeu aan die stert en skud hom af. En die verf spat. En toe koning leeu neersit, is daar 'n papier. Met sulke snaakse leeugesigte, groen en rooi en pers en een met sy oë toe, aan een met 'n groot oog oop, 'n tong wat uitsteek, 'n snoet wat so geveed oor die papier, en koning leeu kyk vir hierdie papier. En die diere kyk vir die papier. En hulle dink, wat nou? En kyk vir koning leeu, sy hare staan alle kante toe. Hy kan homself nie sien nie, maar in die papier sien hy al die verskillende gesigte en emosies en uitdrukke wat hy het. En die diere kyk vir hom. Is hy gelukkig? Hy kyk vir hulle. En dit raak stil, self die kriekies hou op kriek. Koning leeu al diep asem. Lag koning leeu. Al die diere is verlig en koning leeu, hy vat al die verf. Hy gooi dit oor hom uit en hy spring op papier en hy rol. En hy maak patrone, julle. En die muis is net soos, joh tog, want ek kan glad nie verf nie, ek is bly, ek kon dit self doen. Olifant is te gelukkig. Maar hy gaan volgende keer pas op waar hy sit.
En van daardie dag af het koning leeu elke dag rondgerol in die verf op 'n papier en sy prente was opgehang tussen die bome. En dit maak nie saak wat iemand daarvan gedink het nie. Koning leeu het gehou van verf. En so het hy elke dier 'n kans gegee om geverf te word, nat gegooi te word in die verf en dan rondrol op papier. En dan het hy gelag vir die prentjies. Want elke dier was 'n stensel vir koning leeu. En tog, raai wat? Al die diere was gelukkiger van daardie dag af, nie net koning leeu nie, want dit was lekker om Bosveld kunsies te maak.